Broers en susters, dit is ons voorreg om weer rondom die woord van die Here te vergader en mag die Here ook hierdie bediening van sy woord gebruik tot die versterking van ons geloof. Ons wil almal wat vanoggend saam met ons inskakel verwelkom. Ons hoop dat julle ook werklike wonderlike ervaring saam met ons sal hê. Broers en susters, soos wat julle ook weet en soos ons dit in die week bekend gemaak het, is daar vanoggend ook vanuit ons kerkgebou vir die eerste keer in 11 weke erediens en ons is ook die Here dankbaar daarvoor. Ons het ook onderneem om so via YouTube en WhatsApp hierdie preke voort te hou, of te laat voortgaan, ten minste totdat hierdie grendelstaat opgehef is en ons weer na meer tipe van normaliteit toe kan terugkeer. Daar is vanaand ook 6:00 volgens ons besluit erediens hier, op YouTube waar dit uitgesaai sal word en die skakel sal oudergewoonte weer beskikbaar gemaak word. Die liefdegawes vandag gaan verdeel word tussen die instandhouding van die erediens en die diens van barmhartigheid en jy is baie welkom om dit elektronies af te dra saam met die normale dankoffers, maar indien jy kontant verkies, kan jy die kontant ook hou en sodra daar bietjie meer normaliteit is, kan jy dit saambring kerk toe. Ons het dan nou ook in hierdie week wat voorlê 'n paar dinge wat hopelik bietjie meer normaal sal wees. Ek wil baie graag weer begin met die huisbesoeke en ek verstaan ook dat daar lidmate is wat dalk vanweë die gesondheidsposisie wat op hierdie stadium bietjie onseker is, waarskynlik nog nie sal wil huisbesoek ontvang nie. Ons het heeltemal begrip daarvoor, maar ons vra dan ook dat indien dit vir u moeilik sou wees, dat jy my net in kennis stel daarvan. Maar ek wil baie graag weer teruggaan met die normale routine van huisbesoeke. Daar sal ook dan van hierdie week af net 3 keer per week op maandag, woensdae en vrydag oordenking om 6:00 op die kanaal wees en dit sal ook weer via WhatsApp versprei word. Die katkesasie sal ons ook op die katkesasie se WhatsApp groepie beskikbaar stel. En hierdie week wil ek baie graag met die hoërskoolkatkesante in verbinding tree sodat ons julle lesse kan hervat. Dan, broers en susters, net is blykie van meelewing. Net het in hierdie week in die kerkverband bekend geraak dat Dominee Ben Fourie van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift oorlede is. Hy is oorlede terwyl hy agter sy lesenaar besig was om oordenking uit te werk. Wat ook vir ons baie vertel van sy liefde vir die gemeente en sy liefde vir die Here. Ons dink aan Tannie Susan, sy gesin, ook in besonder kollega van my, Dominee Reinhold Fourie, van die Gereformeerde Kerk Bellville Oos, die hele familie en ook dan die hele gemeente van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift. Ons weet dit is 'n besondere moeilike tyd vir julle en mag die Here julle ook vertroos. Dominee Ben se begrafnisdiens vind dan ook vandag plaas. Dan, broers en susters, rakende die eredienste wat gehou word, daar sal 9:00 en 11:00 vanuit die kerkgebou erediens gehou word. Ons het dit in die week ook bekend gemaak, dat die van u wat die dienste wil bywoon, asseblief net vooraf vir Suster Hantie du Plessis moet in kennis stel. Dit sal maar vir die volgende rukkie die patroon wees wat ons gaan volg. Ons hoop dat ons baie meer sekerheid oor die stand van sake sal hê sodra die regering se regulasies weer hergeformuleer is oor 2 weke. Ons vra dan ook dat indien daar van ons ouer lidmate is en lidmate is wat bepaalde siektetoestande het wat die verspreiding of die optel van die virus sal vererger, dat julle dit tog sal oorweeg om tuis die WhatsApp en die YouTube kanale te volg. Ons wil natuurlik niemand uitsluit of vervreem van die erediens nie en ons het ook begrip dat u dalk sou wou by die huis bly. Die dra van maskers en daardie afstandspraktyke wat gehandhaaf word is natuurlik ook vanselfsprekend, maar dan, broers en susters, wil ons ook vra dat broers en susters, dat ons ook, ek het klaar gesê van die onderliggende siektetoestande. Dit is natuurlik nie die ideale omstandighede nie. Ons sal baie graag normaal wou aangaan, maar op hierdie stadium is dit die posisie wat ons moet volg en ons is ook baie dankbaar vir u geduld in hierdie omstandighede. Ons wil vir Suster Leni Elof ook gelukwens met haar verjaarsdag vandag. Sy word vandag 72
Ons bid 'n geseënde en 'n gesonde jaar daartoe. Kom ons sing Psalm 20, vers 1 en vers 4 as seënbede. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here met Psalm 84 en daarvan sing ons vers 2 en 6. Die mossie vind 'n huis, o Heer, die swaalkies lê in nessies neer, maar ek vind rus by u altare. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof saam met die kerk van alle eeue en elkeen van ons sê in ons harte die volgende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sit nou ons belydenis voort, wanneer ons Skrifberuiming 12:3 die eerste en die tweede verse sing. Skrifberuiming 12:3 vers 1 en 2. Kom ons luister nou na die wet van die Here as 'n reël vir ons dankbaarheidslewe en elkeen van ons luister met die nodige eerbied en ontzag daarna. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. En jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons sing nou in antwoord op die wet van die Here, Psalm 12, vers 1, 2 en 7.
Geliefdes, kom ons verenig nou saam in gebed. Ons Vader wat in die hemele is, ons heilige, almagtige God, watter genade, watter vreugde, dat ons U ons Vader mag noem. Ons dankie dat ons in hierdie dag, vanuit verskillende huisgesinne, vanuit verskillende omstandighede mag saamkom om U te aanbid, dat ons U naam mag bely, en dat ons mag glo en mag weet dat daar werklik niemand soos U is nie. Ja, U, die drie enige God, wat in U genade ons U kinders gemaak het. Ons bely voor U, dat ons na liggaam en na siel swak en nietig is. Sonder U is ons niks, want Here, as U die sondaar reg wou gadeslaan, wie van ons sou 'n enkele oomblik voor U kom bestaan? Ons dank U vir die vryspraak in Jesus Christus, wat U oor ons uitgegiet het, sonder dat ons dit verdien het. Ons dank U vir die weerbegin, dat U nooit die werk van U hande laat vaar nie. Ons dank U dat ons in hierdie oggend mag bely, dat U woord vir ons heilig is. Ons dank U dat ons mag bely, dat dit U self is, wat deur U Gees hierdie heilige woord aan ons verklaar. Wil Here ook in hierdie dag, deur hierdie woord, ons harte laat warm word, by die aanhoor van U evangelie. In 'n wêreld vol onrus, vol onsekerhede, wil ons U loof en prys, vir die sekerheid wat daar in Christus is. Ons dank U dat ons lewens met al ons nood en al ons behoeftes nie by U verbygaan nie, maar dat dit vir U is soos 'n oop boek. Gee Here dat in hierdie dag U woord ons sal voed, wys ons die regte pad aan, leer ons ook om op daardie pad te gaan. Ook as ons bid om vergifnis van al ons sondes, dan weet ons dat in Christus Jesus daar vir ons vergifnis in oorvloed is, 'n nuwe begin is. Lei ons by die oopmaak van U woord. Gee dat U Gees dit vir ons sal verklaar. Maak ons harte oop vir die woord. Dat ons sal hoor wat U aan U gemeente sê. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou Psalm 107 vers 1 en 10. Ons lees nou saam met die woord van die Here, Hebreërs hoofstuk 10 vers 19 tot 39. Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 19. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en vir ons 'n groot priester oor die huis van God het,
Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsekerheid. Die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik, omdat julle deur smaad en verdrukking 'n skouspel geword het, gedeeltelik, omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my die gevoel in my boeye, en julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Ons fokus op Hebreërs 10, ons gaan vers 24 as fokusvers vat vandag, Hebreërs 10 vers 24, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Is ek my broer se wagter? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kan u jouself 'n meer sataniese vraag indink? Moet ek na my broer omsien? Op hierdie punt in die geskiedenis het Kain reeds vir Abel vermoor. En so het hy 'n instrument in die hand van die Satan geword. In die agtergrond hiervan natuurlik die geskiedenis van Genesis 4. En in Kain se arrogansie het hy teen die hele aard en bedoeling van God met die kerk opgetree. Ja, ons is juis mekaar se oppassers. Dit is presies hoekom God ons deel gemaak het van sy kerk. Ons moet mekaar mooi oppas, sodat niemand agterbly nie. Die kerk moet na mekaar omsien, fyn dophou, sodat die Satan nie een van ons in sy mag sal kry nie. Dit is so 'n kardinale deel van ons belydenis rakende die kerk. Ons bely dit in Sondag 21 van die Katekismus, vraag en antwoord 54. Ons glo dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. In die eenheid van ware geloof is ons saamgevoeg as volk van God, as liggaam van Christus. Ons moet mekaar oppas, anders groei die liggaam nie. Die kerk moet mekaar bewaak soos ons die skepping bewaak, want ons het 'n uiters gemeene, venynige en geslepe vyand, wat met woede op die aarde rondloop, en kyk wie hy in sy stryk kan vang. Die skrif leer ons in Openbaring 12 vers 13, dat die Satan op die aarde neergewerp is met groot woede, en die wete dat hy min tyd het. Hy kon dit nie reg kry om God uit te oorlê nie, en nou rig hy sy vizier op die kerk.
En daarom sal die Satan met genoegdoening die skape een vir een wil vermink en opvreet. Hy het die verwoesting van die kerk in sy vooruitsig, want hy weet, hy kan niks aan God doen nie. En daarom gaan hy die skape uitmekaar jaag en een vir een afmaai. Juist daarom wil God dat ons mooi mekaar oppas en mooi na mekaar omsien. God wil dat ons saam groei tot sy heerlikheid, want hy het sy heerlikheid aan die kerk gebind as eenheid wat saam groei. En dit is die aard van God se skepping, om te ontwikkel en om te groei. In die besonder sy kerk, dat ons in liefde vir hom en vir mekaar sal groei. Dat ons sal groei in kennis, sal groei in gehoorsaamheid, sal groei in verlange na geregtigheid en uiteraard ook sal groei in terme van getalle. Ja, die kerk moet saam groei. En die groeikrag van die gemeente is geleë in die Heilige Gees, wat ons as een gemeente saambind. En daarom groei die gemeente, of die gelowige eerder nie individueel nie, maar is ons groei onlosmaaklik verbind aan die groei van die kerk, aan die gemeente waar God ons geplaas het. En waar die gemeente mekaar nie meer mooi oppas nie, waar die eenheid en die eensgesindheid vervaag, waar dit elke man vir homself is, daar kan die Satan die enkeling oorrompel en verskeur. Daar raak gemeentelede agter. Daar kan hulle afgeskei word van die gemeente en is hulle soos oop prooi in die veld, blootgestel, uitgelewer. Geliefdes, die gemeente in Hebreërs, en die ontvangers van hierdie brief het maar al te goed geweet waarvan hier gepraat word. Juist dit was aan die gebeur in hulle midde. Hulle het begin stagneer in die geloof. Hulle het nie meer gegroei nie. Baie van die gelowiges in hulle midde het begin veragter in die geloof. En soos 'n refrein deur die hele brief aan die Hebreërs word dit telkens herhaal. Sorg dat niemand wegdryf nie. Moenie dat enige iemand afvallig raak nie. Keer dat enige iemand agterbly. En nou is dit belangrik om op te merk, geliefdes, dat wanneer ons sê stagneer, dan beteken dit eintlik dat so 'n persoon terug begin sak het in die geloof. Om te stagneer beteken nie dat jy stil staan en niks vorder nie, dit beteken juist die teenoorgestelde, jy val terug. Nou hierdie gelowiges in Hebreërs was van Joodse afkoms, die tweede geslag gelowiges wat tot Christus bekeer is. Sommige van hierdie gelowiges se ouers mag selfs teenwoordig gewees het by daardie merkwaardige oomblik in Jerusalem eerder met die uitstorting van die Heilige Gees. Die ouers van hierdie groep gelowiges het eerstehands die genade van God ervaar toe hulle uit die heidendom weg van die donkerte van afgoderry na die lig toe geroep is. En ons weet dat hierdie eerste bekeerlinge met vurige ywer en 'n intense passie vir die woord die bekende wêreld van die dag met die evangelie bedien het. Maar nou het hierdie gelowiges, hierdie tweede generasie, begin om stoom te verloor. Hulle ywer het vertraag. Hulle passie is minder intens en hulle liefde en hulle lus vir die bediening van die evangelie het begin taan. Natuurlik, 'n groot rede hiervoor was die grootskaalse vervolging van die gelowiges in daardie dae. Daar was lyding, bespotting, mishandeling en verlies van eiendom. Gelowiges weet ons is onder die broodlyn ingedruk. En baie van die gemeente se lidmate het begin soog onder al hierdie swaar kry. Hulle het begin twyfel, hulle het begin stagneer. En hulle het 'n eenvoudige wêreldse siening begin kry oor die evangelie en oor die geloof en hulle het 'n op die oog af maklike optel en aftreksom begin doen. Hulle het gesê, dis van wie ons geloof dat ons so ly. En daarom, as ons dalk die geloof dan eerder opsê, dan word die lewe ewe skielik vir ons makliker. Ja, want hulle het nie meer op Christus gefokus nie. Hulle het nie meer ag gegee op Christus nie. En verstaan baie mooi, geliefdes, Christus is die lewenskrag van die gemeente, die bron van die gemeente se lewe. As jou fokus dan op hom verslap, as jy jou oog in die woorde van Hebreërs 12 vers 1 tot 4 van die spreekwoordelike wendpaal afhaal, dan is dit mos logies dat die gevolg sal wees dat daar baie mense gaan wees wat dreig om uit die geloof uit te val.
dat daar baie twyfel en baie onsekerheid sal wees. Ja, so erg was dit, dat hierdie gemeente, hierdie tweede generasie gelowiges begin dreig het om Christus te verloon. Tog, geliefdes, is die wonder dat Christus sy kerk bewaar, dat hy nie sy kinders laat agterbly nie. Maar dit gebeur nie outomaties nie. Deur die lewende woord bewaar hy sy kerk, bring hy haar weer terug en sorg hy dat die wat afvallig geraak het weer terugkeer na hom toe. En dit is dan dat hierdie gelowiges die brief ontvang waardeur die Heilige Gees hulle oproep om te volhard en hulle geloof wil versterk om te keer dat hulle weer terugsak. Hulle moet begin onthou wat hulle vergeet het. Jesus van Nasaret is die Christus, die gesalfde van God, die enigste verlosser. Hy is die enigste ware hoëpriester wat homself geoffer het en die pad vir ons almal oopgemaak het na die ware allerheiligste toe, na God se troon in die hemel. Hulle moet weer onthou dat elke gelowige vrye toegang het, dat ons vrymoedigheid het, dat hy betaal het, omdat hy betaal het. Ons kan weet dat ons God se kinders is, dat ons toegang het tot die hemel, want ons hoëpriester het vir ons sondes ten volle betaal. En dit is die wekroep van die Here Christus aan sy gemeente. So keer hy hulle, dat hulle nie weer uit die geloof sal val nie. En nou, met 4 ontsaglik belangrike aansporings in hierdie gedeelte, word die traaywer weer aangevuur tot 'n intense vlam van passie vir Christus. Jy kan gerus in die Bybels volg. Die Hebreërskrywer maak 4 belangrike appelle in hierdie gedeelte. Eerstens, tree toe op die weg van Christus met volle geloofsekerheid. Tweedens, hou die belydenis van Christus en sy wederkoms vas. Derdens, sien om na mekaar. En vierdens, moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie, want as iemand bly sondig nadat hy die kennis ontvang het, is daar geen offer meer oor nie. Dit beteken, as iemand dan aanhou om vir Christus te verwerp en sy liggaam te minag, kan daar nie vir so 'n persoon vergewing meer wees nie. Wie agterraak, bly nie net 'n klein bietjie agter in die geliefde, so 'n persoon raak verlore. Hulle sal nie in die rus van Christus ingaan nie. En daarom hierdie geweldige, ernstige oproepe in Hebreërs 10. Hulle moet volhard in die geloof. Hulle moet onder geen omstandighede stagneer nie. Hulle moet groei en hulle moet sorg dat nie 'n enkele lidmaat agterbly nie. Ja, hierdie 4 dinge om die pad van Christus met sekerheid te loop, aan die belydenis van die hoop vas te hou, op mekaar te let en om nie die onderlinge byeenkomste te verontagsaam nie, is ontsaglik belangrik. Dit speel in op mekaar en is uiteindelik onlosmaaklik aan mekaar vas verbind. So vanoggend 'n bietjie verder ingaan op die gedagte om op mekaar te let of om op mekaar ag te gee. Want hierdie gemeente wat so gestagneer het, moet opnuut weer vashou aan Christus en sy voltooide werk. Hulle moet opnuut weer met sekerheid vashou aan Christus wat hulle redding verseker het. Hulle moet weer ag gee op Christus, op hom fokus en die aandag op hom rig. Maar geliefdes, daarin het hulle mekaar so ongelooflik baie nodig. As enige gemeente wil volhard, as hulle weer in die geloof wil groei, moet hulle na mekaar omsien. Nou hierdie woord vir om na mekaar om te sien of om ag te gee op mekaar, het daarmee te maak om aandag te gee, om aandagtig dop te hou, om intens na iets te kyk. Dit beteken om jou aandag op iets te vestig. Met ander woorde, dit verwys na 'n intense konsentrasie op iets spesifieks. Iets wat nie noodwendig natuurlik kom nie, maar wat dissipline en inspanning verg. Met ander woorde, dit verg intense arbeid, intense inspanning en dissipline. Selfs moeite om na mekaar om te sien. Om na mekaar om te sien beteken om bewus te wees van mekaar, om mekaar nie te ignoreer nie, om mekaar vas te hou by Christus. Die gemeente moes nou
juis oor mekaar begin waak. En dit beteken dat elkeen wat lou geword het, gehaal moet word. Hulle wat afvallig geword het, hulle wat begin twyfel het, hulle wat begin worstel het, hulle wat swaar kry, gaan haal hulle. Want ons moet saam groei. Nie een enkele lidmaat mag agterraak nie, geliefdes. Niemand mag stagneer in die geloof nie. Want wat help dit? 'n deel van die gemeente groei, maar van die ander bly agter. Dit is dan juis God se bedoeling met sy kerk, dat sy saam sal groei en tot volheid sal kom, dat die bruid saam tot gereedheid sal kom, en daarin het die bruid mekaar so ontsaglik nodig. Nou, broer en suster, hierdie aandag gee op mekaar het dan veral twee dinge voor die oog. Ons teksvers sê, goeie werke en liefde. Ons moet op mekaar ag gee, sodat daar weer 'n innige liefde vir Christus ontstaan, en ook 'n innige liefde vir mekaar sal ontstaan. Letterlik staan daar, ons moet mekaar opskerp. En dit gebeur deur die woord. Deur die onfeilbare woord aan mekaar te bedien, skerp ons mekaar op. En dan kom die volgende saak, om mekaar aan te spoor tot goeie werke, tot dade van geloof, om die Here se wil te doen. Daarmee die volgende oproep, wat eintlik verbind is aan die opdrag om aan mekaar ag te gee. In die oorspronklike taal kom dit effens duideliker na vore, gee ag op mekaar terwyl ons nie die onderlinge byeenkoms versuim nie. Christus is ons eenheid, en daarom is die basis van die uitlewing van ons eenheid die erediens. Dit is die eerste plek waar ons op mekaar ag moet gee. Dit is die eerste plek waar die eenheid in Christus neerslag vind. Die gemeente moet mekaar aanspoor om na die erediens toe te kom, want so groei die gemeente in Christus. Geliefdes, dit is tog so merkwaardig dat hierdie gemeente wat gestagneer het, onmiddellik die eredienste versuim het. En nou moet die gemeente, terwyl hulle vashou aan Christus, mekaar vashou en dan saamkom in die erediens om te aanbid. Dit is die manier waarop die gemeente die twyfel en die stagnering gaan afskud. Kortom, geliefdes, daar is nie 'n wonderkuur hiervoor nie. Dit sentreer alles rondom Christus en die bediening van die evangelie. Ja, want Christus het sy bloed gegee dat die kerk sal groei. Die goeie herder het sy lewe vir die skape afgelê, en daarom moet ons na mekaar omsien. Hy is die een wat sy skape opgepas het met sy lewe, wat sy lewe in die plek van die skape gegee het, wat ag gegee het op God soos geen ander nie, op sy volgelinge met pynlike nougesetheid. Maar God slaan nie ag op sy hulp geroep nie. Hy het hom aan die kruis verlaat, en so het Christus omgesien na die kudde, na sy volk. Hy het alles gegee, sodat ons weer saamgebind kan wees, sodat ons kan saam groei, dat ons kan kom tot die volheid waartoe God ons in die begin geroep het. En deur sy gees bind Christus ons aan mekaar. Deur sy gees wat elkeen van ons bewoon, is ons aan mekaar gebind. Is ons onlosmaaklik, vas, onverwyderbaar aan mekaar gebind. En daarom mag daardie sataniese woorde nooit weer in die kerk gehoor word nie. Is ek dan my broer se wagter? Is ek my suster se oppasser? Ja, mag God tog verhoed dat dit ooit in ons denke inslag sal kry. Dat ons sal sê, ek ken hom of haar nie, hoekom sal ek hulle oppas? Of hoe kan ek hulle oppas? Ag wat, daardie gesin kom in elk geval so min in die kerk, wat sal dit tog help om met hulle te praat? Of nog erger, ek steek nie my neus in ander se sake nie, hulle is mos volwassenes, hoe sal ek nou vir hulle kan sê hoe om te leef? Ek is ook 'n sondaar, ek kan nie nou aanstellerig wees nie. En dit is net hier, geliefde broer en suster, waar die fout insluip. Net hier stagneer 'n gemeente, want agter die vaandel van ordentlikheid, agter die rookskerm van privaatheid, word sommiges wat ooglopend weg van God leef, gelaat om op hulle eie vir hulle self te sorg. As ons besluit om sommiges te los, as ons besluit, ons laat party agter. En is net hier waar die fout inkom as ek besluit, ek druk nie my neus in ander se sake nie. Want wat ek eintlik sê is ek dan my broer se wagter? Ja, ek is. En wees verseker, geliefdes, dit verg inspanning. Dit verg moed en dit verg moeite.
Om op my broer en suster te fokus, om op hulle aandag te gee, dat hulle nie stagneer nie. Dit is 'n intense saak. Want hoor mooi wat die Here hier sê, geliefdes. Ek kan hoe groei in die geloof. As ek nie ag gee op ander nie, dan stagneer ek eintlik. Geliefdes, ons is 'n redelike groot gemeente. En soms is groter en nie altyd beter nie. Want in 'n groot gemeente moet ons juis na mekaar omsien. Dit is juis hier waar ons in liefde op mekaar moet let. Juis nou in coronatyd. Juis nou wanneer ons mekaar minder sien. Waar ons maar vertrou dat ons broers en susters in die geloof inskakel op YouTube en op WhatsApp. Wat van diegene wat niemand in die geloofsfamilie ken nie? Wat van daardie broers en susters wat onheilig leef? Wat hulle nie soos gelowiges gedra nie, maar dan ewe vroom in die eredienste kom sit? Wat van hulle? Gaan ons hulle los? Gaan ons hulle afgee? Of het ons al so gestagneer dat dit ons nie meer pla nie? Of die verantwoordelikheid op iemand anders afskuif? Dis die predikant of die ouderling se werk. Christus sal verstaan as ek nie met hulle gaan praat nie. Nee, geliefdes, hy sal nie verstaan nie. Hy gee nie sy kinders af nie. Hy gee nie een enkele skaap af nie. Hy het tot die dood toe gelei vir daardie enkeling wat ons so maklik afstaan. Hoe durf ons dit dan doen? Miskien maak ons die groot fout om te dink, ag, ons gee hulle maar af vir 'n klein rukkie of aan 'n ander kerk. Hulle sal wel later weer regkom. Miskien besef ons nie dat mense wat agtergelaat word, soms agtergelaat word vir die hel nie. As God dan daardie kind van hom weer opgetel het en na hom toe gebring het, nadat ons van hulle vergeet het, dan is dit net loutere genade. Maar dit verontskuldig ons glad nie. Want wie agtergelaat word, loop die gevaar om hel toe te gaan. As ons nie ag gee op mekaar nie, kan die stagnering so erg wees, dat mense vanuit ons midde verlore gaan. Geliefdes, laat ons dan op mekaar ag gee. Laat ons na mekaar omsien. Want so wil Christus dat sy kerk sal volhard in die geloof. Nie net enkelinge nie, maar die hele gemeente. So wil hy ons bewaar, dat ons nie sal stagneer en dat ons op hom gerig en op mekaar gerig sal wees. Want dan kan ons ryklik in sy diens gebruik word. Laat ons dan ag gee op mekaar, dat nie een van ons sal agterbly nie. Amen. Geliefdes, kom ons sing Psalm 135 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat U ons in liefde en geloof saambind deur die Gees. Dat U ons tot goeie werke uitverkies het en dat ons hele lewe 'n offer van dankbaarheid voor U moet wees. Gee Here dat ons sal groei in geloof, groei in dankbaarheid en dat ons nie in die geloof sal stagneer nie.
Here, wees met al ons lief en dierbaar is, almal wat swaar kry, almal wat in hierdie moeilike tyd getref word deur omstandighede wat ons nie voor die tyd kon sien nie. Dinge wat met ons gebeur het en waarmee ons nou te kampe het, wat voorheen vir ons ondenkbaar sou wees. Ons dankie dat ons tog midde in al hierdie dinge ons oë mag oprig en na U kan kyk. En dat U ons sal verseker en dat U ons reeds ook deur die woord en deur die Gees verseker van U nabyheid. Ons vra, Here, dat U in hierdie week ons sal dra. Dat ons met ywer en met moed hierdie dae sal trotseer. En sal doen wat ons hande vind om te doen, dat ons dit sal goed doen tot U eer. In U naams ontwil vra ons dit. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou Psalm 59, ons gaan daarvan sing vers 1, 3 en 10. Geliefdes, verhef nou u harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal ons, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.